Prys sy liefelike naam. Ek is so bly dat u hier is vanoggend om saam met ons te kan kerk. En van my kant af baie welkom. Dankie dat u saam met ons is. Ek vertrou dat u het lekker gesing en lekker saam met ons die naam van die Here groot gemaak. Ek weet nie van u nie, maar ek het so aanbiddingsbelewenis het ek gehad vanoggend om regtig net in sy teenwoordigheid in te beweeg. Dankie Jean-André. Dit was goed geweest en ons kan dit meer permanent maak. Dink julle nie ook so nie, nee? Ja, daar is hy. Sê 'n bietjie saam met my toe. Ons kan dit meer permanent maak. Amen. Prys sy naam. Ek wil vanoggend met jou gesels oor 'n onderwerp wat miskien al half teen mekaar kontradikt of teen mekaar opstaan, of bietjie paradoksies is, maar die tema van my boodskap vanoggend is: haal die mis uit jou misverstaan uit. Haal jou mis uit jou misverstaan uit. En is dit nie so nie, my liewe vriende en broer en suster, is dit nie so nie dat ons mekaar soms so kan misverstaan? Ons kan mekaar soms so verkeerd lees. Ons kan mekaar soms so verkeerd, kom ek noem die woord, en die mooi woord, interpreteer. Ons kan mekaar so verkeerd verstaan by tye. Ek kan onthou toe ek as kind in my ma se huis groot geword het, het ek my ma verkeerd verstaan. Want my ma het gesê, môre is nog 'n dag, moenie al die koekies vandag opeet nie. En toe dog ek, sy bedoel eintlik, eet alles op, want môre sal vir homself sorg. So ek met my ma het ek verkeerd verstaan. Ek het gedink, eet alles op. Dat daar sal nog wees vir môre, want die Bybel sê mos, môre sal vir homself sorg. Moet jou nie bekommer oor die dag van môre nie. So ek het my ma verkeerd verstaan. Nou manne, moet nou nie afkyk onder toe nie. Moet nou nie wegkyk nie asseblief hoor, maar wie van julle, ek staan natuurlik eerste, het jou vrou al verkeerd verstaan? Wie van julle het jou vrou al verkeerd verstaan nie? Die ander dag, toe wou ek 'n kar gekoop het, en toe sê sy, ja, dis okay, koop maar die kar, maar hier, ek het geweet, sy bedoel eintlik nee. Sy bedoel eintlik nee, moenie die kar koop nou nie. So ek het al verkeerd verstaan, en baie kere gebeur dit, dat ons verstaan mekaar net verkeerd. Jy kan nie glo dat in 'n huwelik, hoe baie mense mekaar verkeerd verstaan, en op so 'n manier by mekaar verby lewe nie. Nou voel dit vir my of dit net ek is, wat skuldig is vanoggend. Is julle ook skuldig wat dit aanbetref? My ou mentor, Pastor Henry Booyens, het altyd gesê, don't let my facial expression give you an impression. So moenie kyk na my gesig en dit vir jou 'n opinie laat vorm en jou 'n indruk gee nie. Ek lees 'n verhaal, so 'n bietjie komies, van 'n man of 'n vrou wat 3 seuns gehad het, en die vrou het 95 jaar oud geword, en die 3 seuns is redelik vermoënd. Hulle is ryk, hierdie seuns, en hulle besluit toe, hulle gaan vir ma, elkeen van die seuns gaan vir ma 'n verjaarsdaggeskenk koop, sodat hulle dit vir ma kan gee. Nou die ma het 95 jaar oud geword, en die een seun wat baie ryk is, besluit toe, dat hy gaan vir ma 'n dubbelverdieping huis koop. En hy doen dit toe, so hy koop vir haar hierdie dubbelverdieping huis, en ek dink van die ma's wat nou hier sit, sal sê amen. Nee, hy koop vir sy ma hierdie dubbelverdieping huis. Die tweede seun kom en hy koop vir sy ma 'n verskriklike mooi, fancy, blink, splinternuwe Mercedes-Benz SLK. En hy gaan parkeer hom daar in die garage, koop hy vir sy 95-jarige ma hierdie mooi Mercedes-Benz. Die derde seun sê vir sy broers, man, weet jy wat, ek gaan nie vir ma 'n kar of 'n huis of iets koop nie, ek gaan vir ma 'n papegaai koop. En hierdie papegaai is ingevoer van somewhere af, en hierdie papegaai is geleer, hy sal kom daar van Israel af, hy's geleer om die hele Bybel te gememoriseer het. So jy sê net vir hom Psalm 23 en dan resiteer die papegaai dit. En julle weet hoe lief ma vir die Bybel is. So ek gaan vir ma hierdie papegaai koop wat vreeslik duur is. En hulle vat hom toe na huis toe, en op die dag van haar verjaarsdag, toe hulle nou uiteindelik die geskenke vir haar gee, hierdie groot huis, hierdie mooi blink nuwe kar en hierdie papegaai, toe sê sy vir die seuns, my kinders, julle het my gemis. Julle het my verkeerd verstaan. Want ek is 95 jaar oud. Hoe gaan ek hierdie dubbelverdieping huis gaan ek onderhou? Ek het hom maar verkoop. En weet julle my kinders, ek is 95 jaar oud. Ek kan nie meer bestuur nie. So hierdie blink nuwe kar wat julle vir my gekoop het, ek het hom ook verkoop. En daardie hoender was die lekkerste hoender wat ek nog gehad het Sondag. Net omdat die kinders die hele situasie gemisinterpreteer het. En ons verstaan mekaar so baie keer mis. Die woord misverstaan dui daarop dat ek 'n persoon se aksies misinterpreteer.
Sy aksies misinterpreteer ek. En dis waar die woordjie misverstaan vandaan kom. En is dit nie so, my broer en suster, dat van ons reaksies gaan oor misinterpretasie, van ons verkeerd verstaan. Die meeste van ons verkeerd verstaan gaan oor die feit dat ek die persoon misverstaan. Ek het 'n baie goeie vriend wat ek glad nie ken nie. Ek volg net sy goed op Facebook en hy lewe ook nou nie meer nie, maar sy naam is David T. DeMola. En David T. DeMola het op 'n stadium hierdie woorde gesê. Hy het gesê, many times your perception is a deception. En is dit nie so nie, my broer en suster, dat ons mekaar so baie keer misverstaan? Kan ek dit waag om kortom vanoggend vir u te sê, dat misverstande is die oorsaak van baie twiste, as gevolg van die feit dat ons mekaar net misverstaan en nie op dieselfde bladsy nie. En nou wil ek jou 'n vraag vra vanoggend, en ek vra vir myself die vraag af. As ons dit reg kry om mekaar mis te verstaan, en u almal is eens met my dat ons kry dit reg om dit te doen. Ons verstaan mekaar nie altyd reg nie. En daai nie altyd reg verstaan van mekaar die maak dat ek op 'n sekere manier optree. Jy al gesien as iemand jou nie gesien het nie en hy groet jou nie, wat maak dit aan jou aksies? Dit maak dat jy heeltemal anders optree teenoor die persoon en al min weet jy dat hy jou glad nie eers gesien nie. So misinterpretasie maak dat ons so baie keer kwaad is vir mense sonder dat hulle dit eintlik regtig waar verdien. En nou wil ek jou 'n vraag vra. As ons mekaar misverstaan, is dit nie ook waar dat ons baie keer God misverstaan nie? Is dit nie ook waar dat ons miskien baie keer die Here mis nie? Veral, en nou wil ek vir u as kind van die Here en as Christen wil ek jou 'n groot sokker gooi, veral wanneer ons die Bybel lees, is daar so baie misverstande wat uit die Bybel uit na vore kan kom, wat mense gebruik. Ek praat die ander dag met iemand wat vreeslik slim is en ver geswat is en ver geleerd is, en hy sê vir my dat die Bybel is eintlik 'n boek wat op grond van jou eie interpretasie staat maak. Jy moet jouself interpreteer wat in die Bybel staan. En dis hier juis waar ons so baie keer die fout maak. Die Bybel sê vir ons in Johannes 8 vers 32, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. En ek dink daai teksvers is juis daar ingeskrywe met 'n spesifieke doel, met 'n spesifieke rede, omrede ons dit reg kry om so baie keer die Bybel mis te verstaan. En ek kan nou vanoggend vir jou soveel skriffies aanhaal oor misverstande wat daar is uit die Bybel uit. Mense vat een teksversie en dan bou hulle 'n teologie en 'n teorie rondom daai een teksversie, sonder om die hele gedeeltetjie in sy konteks dan te gaan lees. Hierdie skrif in Johannes 8 vers 32 is daar met 'n spesifieke rede. Kan ek dit vanoggend waag om dit te sê, my broer en suster, omdat die duiwel gebruik maak van misinterpretasie om jou en my van die spoor af te bring, om jou en my te mislei. En moet ek vanoggend vir u sê dat een van die groot werke van die Satan, daar in 1 Korintiërs 2 sê die Bybel, dat ons is nie onbekend met sy werke nie. Ons verstaan en ons weet hoe werk die duiwel. En een van die maniere waarop die duiwel werk, wanneer hy die kinders van die Here aanval, is juis om hulle te mislei. Kom ek sê vanoggend vir u, my broer en suster, daar's baie keer het ek al aan die voete gesit van mense en ek het gekyk op televisie na preke en oor die jare heen het ek geluister na preke en baie keer het ek geluister en gesien dat van hierdie preke wat gepreek word is eintlik 'n besoedeling en 'n skending van die integriteit van die woord van die Here. Juis omdat ons so baie keer die Bybel misverstaan. Ek het 'n lektor gehad, 'n mentor gehad in my lewe vir wie ek baie lief was. Ek het hom ook nooit geken nie. Ons het net sy werke gedoen die tyd toe ons besig was om te swat en te kere gegaan het. Maar hy het altyd die skrifvers aangehaal in 2 Timoteus 2 vers 15 en ek wil vanoggend ek dit vir jou voorlê en aan jou voete lê vanoggend 2 Timoteus 2 vers 15. En weet jy wat staan daar? Hy sê dat ek en jy moet ons daarop instel om onsself voor God beproef te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, maar wat die woord van die waarheid regsny. En hier vind ek dat baie mense besoedel die woord van die Here omdat hulle die woord van die Here nie regsny nie. En dis so belangrik, my broer en suster, in die tyd en in die eeu, die era waarin ek en jy lewe, dat ons die woord van die Here sal regsny.
Ek het geleer oor die jare heen, dat wanneer ek 'n teksvers kry, of ek het 'n opinie, of ek het 'n gedagte in my hart, dan bounce ek dit altyd met 'n mentor, met iemand wat in my lewe inspreek, sodat hy my balans kan gee. Want onthou, ons het net nog gehoor, dat een van die maniere waarop die ou duiwel werk, is juis om ons te mislei. En kom ek sê vandag vir u, dat hy wou Jesus mislei het. In die woestyn, toe hy vir Jesus versoek het, daar in Matteus 4, het hy vir Jesus probeer mislei, en weet jy met wat? Met die woord van die Here. Hy het Jesus probeer mislei. En Jesus het nie geval vir sy grap nie. Hy het aangegaan en sterk, het hy opgestaan en het hy triomferend, het hy daaroor geheers, oor sy aanslag. Hoor wat sê Matteus 4 vers 4, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, dat die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Elkeen van ons wat hier sit vanoggend het sekerlik 'n Bybel by jou huis. Miskien dalk het jy 2 of 3 of meer Bybels by die huis. Kan ek vanoggend vir jou sê dat daai Bybels wat jy by die huis het, is nie net iets nie, dis nie maar net 'n boek nie, dis nie maar net blaaie wat ek en jy so af en toe miskien dalk na kyk nie. Daai Bybel wat jy en ek by die huis het, is eintlik 'n persoon, dit verteenwoordig Jesus Christus. En ek baseer my teorie of my stelling vanoggend op Johannes 1 vers 1, wat sê in die begin was die woord. In die begin was die woord, dit was die woord van God, en die woord was God. In die begin. So die woord is nie iets nie, die woord is iemand. En ek en jy moet hierdie iemand, daardie iets met ons inneem, sodat ons dit sal lees, dat ons kan lewe. En is net hier juis waar die ou duiwel kom, om ons te beroof van hierdie godsoortige lewe, wat kom as gevolg van die brood van die lewe. En as ek en jy onsself op hierdie gebied begeef van misleiding, my broer en suster, kan ek dit so erg en so wreed vanoggend vir u sê, dan knip ons daai lewe wat die Here hiervan praat. Want Jesus sê in Matteus 4 vers 4, jy sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here uitgaan, sal ons lewe. Maar as ek dit misinterpreteer, dan knip ek daardie woord van die Here, knip ek dan kort. En misinterpretasie, my broer en suster, sê ek weer vanoggend, dit besoedel die woord van die Here. En daarom is dit so belangrik, as ek en jy die Bybel lees, dat ons vir die Here sal vra, Here, kom praat u met my, dat u vir my sal wys. En as ek nie mooi verstaan nie, ek sê altyd vir die ouens, as jy die Bybel wil begin lees, begin by die boek van Johannes. En as jy dit nie verstaan nie, gaan na iemand toe, dat hy vir jou verduidelik, sodat jy nie die skrif, die teksvers, gaan misinterpreteer, en dan sodoende die woord van die Here vergrys, of dan nou besoedel nie. Kan ek vanoggend nog 'n misverstand noem? Ons verstaan soms die Bybel verkeerd, maar kan ek nog 'n misverstand vanoggend noem? Ek glo en ek weet, my broer en suster, terwyl ek met mense werk en in my eie lewe kyk, verstaan ek, dat ons verstaan baie keer die manier hoe God tot ons werk, verstaan ons verkeerd. Die manier hoe die Here tot jou en my werk, verstaan ons baie keer verkeerd. Hoor wat sê Filippense 2 vers 13. Hy sê dit so mooi, hy sê, want dit is God wat in julle werk, sodat julle sal wil en werk na sy welbehae. Kan jy dit hoor vanoggend? Dit is God wat in julle werk, sodat julle sal wil en werk na sy welbehae. Nou my broers, jy weet dat ek is lief vir die Griekse teks, en so af en toe moet jy die Griekse teks ook nader trek, net om te kan verstaan wat sê die woord van die Here, want anders maak jy 'n deur oop vir misleiding. En nou kan hierdie teksversie lees, en op die einde van die dag 'n misleide teorie voorstel. Nou die Griekse teks sê dit so 'n bietjie anders. Die Griekse teks sê dat die Here werk tot my, dan werk die Here in my, en dan werk hy deur my. En is dit nie so nie, my broers, is daar elkeen van ons wat hier sit, het dit al ervaar oor die jare heen, dat die Here werk tot ons, en dan werk hy hier in ons. En kom ek sê vandag, ek kan nie verander preek wat ek nie self beleef het nie. Ek kan nie verander preek wat die Here nie self hier in my hart gewerk het nie. Ek kan nie verander preek en verander sê, hulle moet so en so maak, maar ek doen dit nie. Iewers op 'n stadium het ek vir iemand gesê, so jy mag dit doen, maar ons mag dit nie doen nie. So, die Here werk tot ons, sodat hy in ons kan werk, sodat hy deur ons kan werk. Dis wat hierdie teksvers eintlik in die Griekse teks vir ons so mooi vertel. Maar ons verstaan nie altyd hierdie manier waarop die Here tot ons werk nie. Want kom ek wees eerlik vanoggend vir u, en soos wat ek die Here ken, en vir die tyd wat ek die Here dien, het ek agtergekom dat die manier wat die Here tot ons werk, is vir jou en vir my nie altyd so lekker aanvaarbaar nie. En sommige kere rebelleer ons teen daai proses wat die Here tot ons werk.
Kom ek sê vandag vir u, my broer en suster, die Here het elke keer wanneer hy tot jou en my werk, is daar 'n geskenk vir jou en vir my, wat hy wil hê ons moet oopmaak. En ek is lief daarvoor om dit so te sê, dit is eintlik, wanneer die Here tot ons werk, gee hy vir jou en vir my hierdie resep. Hy gee vir jou en vir my hierdie geskenk. En nou moet ek en jy hierdie geskenk vat. Ons moet hom oopmaak, ons moet hom verwerk. En kan ek dit nou in Afrikaans vanoggend so eenvoudig stel? Nou moet ons hierdie koek gaan bak, sodat die tot wat die Here in my lewe werk en die in wat die Here in my lewe werk, deur my kan laat werk. Maar as daar misleiding is, my broer en suster, dan gaan ek hierdie proses by die begin, wanneer die Here tot my werk, gaan ek heeltemal mis en gaan ek nooit uitkom by die deur my werk wat die Here graag wil doen in ons lewe. My broer en suster, ons verstaan baie keer die manier hoe God tot ons werk verkeerd. Want God gebruik maniere wat vir ons baie keer nie sin maak nie. Die manier waarop die Here tot my werk, maak vir ons baie keer nie sin nie. Nou kom ek noem net een voorbeeld en dan gaan ek aan vanoggend. Die heel eerste teksversie wat ek en my vrou saam gememoriseer het, was in 2 Korintiërs 2 vers 14. En hoor wat sê die teksvers. En ek het 'n paar keer moes ek hom lees, sodat ek hom nie misverstaan nie. Ek moes 'n paar keer moes ek gehoor het wat sê die skrif vir my, sodat ek hom nie misverstaan nie. In 2 Korintiërs 2 vers 14 sê die Bybel hierdie mooi woorde. Hy sê, in my woorde gesê, kom ek quoteer die teksvers. Hy sê, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer, en die reuk van sy kennis deur ons versprei. Kan jy dit hoor? Deur ons versprei. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer. Nou, ek weet nie van jou nie, my liewe broer en suster, vriende, ek weet nie van jou nie, ek wen nie altyd nie. Ek wen nie altyd nie. En ek weet nie van jou nie, baie keer verloor ek dit. En as ons nou in die kerk gesit het, en dan kon ons nou lekker gesels het oor die kere waar ek dit verloor het. Waar ek verloor het. En baie keer wen ons nie, maar hier kom die Bybel en hy sê vir ons tog, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer. Jy sien my broer en suster, hierdie teksvers is een van die teksverse in die Bybel wat kan maak dat ons dit misverstaan en nie God se hart hoor nie. En dis hoekom dit altyd wys is om nie net een Bybel te vat, die ou Afrikaanse teks, en dit te lees en te probeer om 'n opinie te vorm van die skrif nie. Lees 'n bietjie wyer, kyk so 'n bietjie wyd. Wat hierdie teksvers in die nuwe Afrikaanse vertaling, die 1983 vertaling sê, maak dit vir my soveel sin. Dit maak vir my soveel beter sin as net hierdie een teksie wat Paulus vir ons sê. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer. Hoor wat sê die nuwe Afrikaanse vertaling, die 83 vertaling. Hy sê dat die Here vat jou en my op sy oorwinningstog. Dis nie dat ek gaan wen nie elke keer nie. Hy vat ons saam op sy oorwinningstog. En moet ek vanoggend opsom om vir u te sê dat wen en verloor in ons oë en wen en verloor in God se oë is nie dieselfde nie. Vir jou en vir my mag dit miskien dalk by tye lyk of ons verloor. Maar weet jy, dis deel van daai tot wat die Here in ons werk. Hy werk tot ons baie keer deur dat dit vir jou en vir my lyk asof ons dit verloor het. En dan kom die Here en dan sê, nee wag, ek het eintlik vir jou 'n wenplan, maar ons moet deur hierdie proses gaan. Ek dink 'n bietjie daaraan toe Jesus aan die kruis van Golgotha gehang het die hele klomp wat daar in die omgewing was, die Christene sowel as die nie-Christene, het gedink, yes, ons het gewen, yes, ons het hom. Maar 3 dae later, toe sing hulle 'n ander song, toe sing hulle 'n ander liedjie, en die ander liedjie gaan toe oor die feit dat Jesus het opgestaan, en hy lewe, Jesus Christus. So dit mag dalk vir jou en vir my miskien lyk, of ons verloor, maar ek wil vanoggend vir jou sê, die Here vat ons saam op sy triomftog, en hy werk tot ons, so moenie daai tot ons, wat hy tot ons werk, misverstaan nie. So wat wil ek sê daarvoor, my broer en suster, wanneer daar potholes, slaggate in jou pad gelê word, moet dit nie verkeerd verstaan nie. Want weet jy, die Here wat ek en jy dien, kom en hy sê, dat hy werk alles ten goeie mee. Selfs daai ou slaggate wat die ou vyand in ons pad lê, en dit voel baie keer, as ons daai slaggat geslaan het, asof die wiele wil afkom. Maar selfs wanneer ons daai slaggate slaan, en die wiele wel afkom, kom die Here nog steeds, en hy sê, ek weet wat ek doen, en ek sal dit ten goeie mee werk. Hoekom? Want Jesus vat jou en my saam op sy oorwinningstog, sodat ons kan wen op die einde van die dag. Soms, my broer en suster, en ek is nou jammer om dit nou vir jou te sê, want ons wil dit nie hoor nie, soms moet ons eers verloor, voordat ons wen. Soms moet ons eers verloor, voordat ons wen.
En weet jy hoekom doen die Here dit? Weet jy hoekom laat die Here dit toe in ons lewe? Want hy werk tot ons. En daai wat hy tot ons werk, my broer en suster, kan ek vir jou vanoggend sê, wat doen hy? Die Here kom nie en verander jou persoonlikheid nie. Die Here kom nie en verander dit wie jy is nie. Maar die Here kom en hy wil jou karakter wil hy verander. Want die Here is in die karakterveranderingsbesigheid. En al wat ek en jy moet doen, my broer en suster, is om ons karakter aan hom oor te gee, nie te rebelleer teen daardie kere wanneer die Here kom om ons karakter te verander nie. Jy sien, wanneer ek en jy skop teen hierdie prikkels, wanneer die Here tot ons werk om ons karakter te verander, dis dan wanneer Hebreërs 13 in werking kom, en hy sê dit in 2 versies in Hebreërs 13, en hy sê dit in vers 5 en ook in vers 14, sê hy dit so mooi, hy sê, vandag, as jy my stem hoor, wie van jy weet dat die Here praat nie net met jou en my wanneer dit goed gaan nie. Die Here praat nie net met jou en my wanneer ons op cloud 9 is nie. Die Here praat ook met jou en my, en hy werk ook tot ons, wanneer die dinge nie so goed gaan nie. Gebruik hy dit, sodat alles ten goede kan meewerk. En dit is dan, my broer en suster, wanneer ons geneig is om die Here verkeerd te verstaan. Daar is 'n paar gevalle in die Bybel waar hulle die Here verkeerd verstaan het. Kan ek nou sommer een groot naam wat ons almal ken noem, wat die Here verkeerd verstaan het? En dit is Elia. Ek weet nie of jy ooit bietjie deur die boek van Elia gelees het nie en gesien het, dat hierdie een oomblik het Elia getriomfeer oor 400 profete seuns van Isebel en nou Agab, die koning. Hy het getriomfeer, want hulle het hierdie altaar gebou, en die Here het gekom met 'n vuur uit die hemel uit, en in 'n oomblik se tyd het hy daai water opgelek, en daardie offer het hy verteer, in 'n oomblik se tyd. En net die volgende dag, het van hierdie profete seuns, het hulle vrou Isebel gaan sê, wat daar gebeur het, en Isebel stuur vir Elia 'n boodskap, en sê vir hom, môre hierdie tyd, gaan die honde jou bloed lek. En net daar, verstaan Elia God verkeerd. En wie die in plaas van hom op te staan en te sê, ek weerstaan dit in die naam van die God wie ek dien, vlug Elia, en hardloop hy weg. Later van tyd, as jy die boek gaan lees, sal jy sien, later van tyd, het dit kraaie gekos by die spruitkrit, om hom te voer, sodat sy mind, sy gedagtes, kon verander het. So Elia het God verkeerd verstaan. Hy het weggehardloop, in plaas van op te staan. En kom ek sê vandag vir jou, my broer en suster, ek en jy verstaan ook partykeer die Here verkeerd, deurdat ons quit, deurdat ons weghardloop, wanneer ons moet opstaan. Ons verstaan die Here verkeerd, wanneer hy 'n komma daar sit, en ons kom sit 'n punt daar. Ons verstaan die Here verkeerd, wanneer ons weghardloop, wanneer hy tot ons werk, en hierdie tot ons werk, lyk nie so rooskleurig, as wat ons graag dit wou gehad het nie. Die Here werk tot ons, miskien dalk, op 'n manier wat ek en jy nie baie van hou nie. Ek kyk so 'n bietjie verder, en ek sien vir Dawid, en iewers op 'n stadium, en ek dink ek en jy sou dit ook gedoen het, dat Dawid kom, en hy die laaste strooi, het hy nou gehad van ou Saul, wat hom wil doodmaak, want elke keer as hy op die harp speel, dan gooi ou Saul hom met 'n spies, en hy wil hom doodmaak, en nou Dawid het dit verdra, en hy het dit verdra, en toe iewers op 'n stadium, het ek hierdie stelling by ou Dawid geleer, dit wat jy bereid is om te verdra, dit verdien jy. En Dawid verdra dit, tot op 'n stadium, wat Dawid weghardloop. En weet jy waar beland hy, my broer en suster, toe hy weghardloop, weg van Saul se aangesig af, weghardloop uit die koninkryk, het weghardloop uit die paleis uit, weet jy waar beland hy? By 'n plek met die naam van Adullam. En Adullam, as jy gaan kyk, dis 'n Hebreëse woord wat eintlik beteken, en ek weet nie of jy reg is vir hierdie ene nie, maar Adullam beteken eintlik 'n plek van depressie. Dit is 'n plek van depressie waarby Dawid homself bevind. En dit kos 'n profeet, en ek wil nie sy naam eers noem nie, want dit gaan klink asof ek lelik praat, maar jy spel dit G-A-D. Die profeet se naam is Gad. En hierdie profeet kom en hy staan op en hy sê vir Dawid, Dawid, jy is nie op die plek waar jy moet wees nie, omdat Dawid het die Here verkeerd verstaan, deur weg te hardloop, in plaas van op te staan. Dank die Here dat Dawid het herstel, en hy het opgestaan. So rukkie later lees ek in 2 Samuel 15, kom Dawid weer en hy verstaan die Here verkeerd. Want daar kom 'n reus met die naam van Isbi-Benob, en hierdie reus se idee is, sy gedagte is, om vir Dawid dood te maak. En Abisai, sy diensknegt, staan op en hy maak die reus namens Dawid dood. Maar die misverstand wat daar ingekom het met Dawid se tyd, was gewees dat hy het moedeloos geraak. 2 Samuel 21 vers 15 sê dit vir ons so mooi, hy sê dat Dawid het al moeg geword. Kom ek sê vandag vir jou, my broer en suster, en nou wil ek dit sommer reguit sê, en vergewe my asseblief, maar kan ek vir jou sê, die oomblik as jy moedeloos word, is die oomblik wanneer jy God misverstaan.
Want God wil hê ons moet lewe in oorvloed hê. God wil hê ons moet hoop op hom. God wil hê ons moet staan op sy woord, sodat ons kan wen daarna. Ons reaksie op hierdie, wat die Here tot ons werk, is baie keer weghardloop, is baie keer opgee, is baie keer ons wil nie meer aangaan nie. Wie van u het al gebid en gebid en gebid en oënskynlik het daar niks gebeur nie en toe hou jy op bid? Kan ek vir u sê wat het gebeur? Misleiding het ingetree. Jou vyand het gekom met misleiding en hy probeer jou in my pootjie, sodat ons nie kan aanhou bid nie, want die Bybel sê vir ons daar in Lukas, sê dit vir ons so mooi, dat ons moet aanhou bid, Lukas 8. Ons moet aanhou bid, sodat ons uiteindelik daardie prys kan verkry. Kom ek nog ietsie noem, my broer en suster, hoekom dink u, en ek is nou baie jare lank in die kerk, en doen nog met mense, doen nog met kerke, en maar hoekom dink jy, gebeur dit, dat daar so baie faksies is? Kom ek sê dit anders, hoekom dink jy dat daar soms faksies is tussen broers en susters? Ons het dit al gehad in hierdie gemeente, waar die een gesin vir die ander gesin kwaad is, en nou kom nie een van hulle twee kerk toe nie. Want hy kerk nie saam met daai ene en hy kerk nie saam met daai ene nie. Want daar's 'n faksie wat ontstaan het, en hulle is kwaad vir mekaar, en nou bly hulle albei weg, en hulle kom nie kerk toe nie, om die Here te dien nie. Hoekom dink jy gebeur dit? God laat dit toe, hierdie soewereine God wat ek en jy aanbid, hierdie soewereine God wat ons dien, hy laat dit toe, want hy werk tot ons, in daardie hele proses. Dis nie lekker nie. Dis nie lekker as jy in die kerk sit en die ou wat daar aan die ander kant sit, is vir jou kwaad nie, of jy vir hom nie. Dis nie lekker nie. En ek kan verstaan hoekom mense voel, maar hulle wil nie kerk toe kom nie, maar kan ek vir jou sê, die oomblik as jy so voel, my broer en suster, en hoor my hart, kan ek my hand opsteek vanmôre, dis daardie oomblik wanneer misleiding begin intree. Want die oomblik as ek en jy onttrek van die kerk, dan is misleiding besig om in te tree. Want ek en jy kan net vrede vind, en ons kan net kalmte vind, en ons kan net voorsiening vind aan die voete van die Here, waarvan die kerk deel is, of jy dit wil weet of nie. As ek en jy vanoggend hier sit en ons sê ons het die kerk nie nodig nie, dan wil ek vanoggend vir jou sê, oppas, jy's besig om mislei te word. Ons het die kerk nodig, want die kerk is nie hierdie gebou nie, die kerk is mense, dis ons, en ons het mekaar nodig, sodat ons saam kan groei, en saam 'n slag vir die Here kan slaan. Kan ek jou skok vanoggend? My broer en suster, dit gaan nie net oor jou nie, dit gaan oor die grotere prentjie. En wanneer ons voel, dit gaan net oor my, dan is dit wanneer misleiding begin intree. Gaan oor die grotere prentjie, en die Here laat dit juist toe, sodat hy karakter in ons harte kan inwerk, dat ons kan staande bly. Ek het al die storie vertel, en ek wil dit weer vertel, vir die wat dit al gehoor het, sê tog net amen asseblief. Jare terug was ek in Reta aan Phuket gewees, en ons swem daar in die swembad, en daar kom 'n ou in, en ek dink ek het dit nou die dag genoem, toe ons gekuier het by iemand. Daar kom 'n ou ingestap, maar hierdie ou is verskriklik fris, hy is gebou, man, hy het spiere waar ek gewens ek het spiere. Hy is vreeslik fris hierdie ou. Ek het op 'n stadium vir Reta gevra, so spottender gewys, gevra, hoor jy, so ek wonder of hierdie ou sy eie hare kan kam, want hy het net sulke muscles, vreeslik fris hierdie ou. En ouens, toe hy uit die swembad uitstap, toe weet ek nie of ek moet lag of huil nie. Ek het daarom iets gehad wat groter is as syne, en dis my bene. Hy het net sulke ou dun beentjies gehad, ek kon dit nie glo nie. Ek sê vir Reta, he skipped a few leg days. Hy het 'n paar leg days het hy geskip. Hy hierdie groot man, hierdie groot ou, lyk soos 'n bulldog, so. Die beentjies is daar nie. En toe hy so uitstap, my broer en suster, toe praat die Here met my, en hoor wat sê die Here vir my, hoor wat sê die Here vir my. Die Here sê vir my, so lyk my kerk ook. Ek sê, Here, wat bedoel U daarby? En die Here sê vir my, die kerk het hierdie talent, maar ons het nie 'n karakter nie. En my broer en suster, kom ek sê vandag vir jou, dat wanneer tye jou lewe gaan slaan, is dit nie jou talent wat jou deur dit gaan dra nie. Dis jou karakter. Dis jou karakter wat dit jou gaan help om deur dit te gaan. En dis die Here wat vir jou en vir my help, dat ons hierdie karakter in ons inbou, en God werk tot ons. Hoekom? En kan ek dit nou maar so eenvoudig sê, om ons bene sterk te maak, om ons staande te kan hou. Die Bybel sê in Efesiërs 6, hy sê dat julle moet staande bly, in die krag van sy sterkte. Julle moet staande bly, maar die manier hoe God tot ons werk, kom baie keer maar, deur dinge wat ons nie baie van hou nie. Hoor wat sê Job 36 vers 15. Ek was eintlik geskok, toe ek in die week deur die boek van Job werk, hy het net 42 hoofstukke. En as jy 'n tydjie het, lees hom maar 'n bietjie asseblief, die boek van Job, vat jou baie vinnig as jy deur hom.
Job 36 vers 15, hoor wat sê hy? Hy sê hy red die ellendige deur sy ellende. En hy open hulle ore deur verdrukking. Ek dink nie ek hoef enigiets verder te sê nie, my broers en susters, want ek dink hierdie skrif praat vir homself. Weet jy, dat baie keer het ons verdrukking nodig. Baie keer het ons 'n bietjie tye nodig, sodat ons ore kan oopgaan. Sodat ons kan hoor wat die Here vir ons sê. Ek kan onthou, baie jare terug het ek gegym, kan julle dit glo? Ek het ook probeer gym. As julle nou kom kyk, bietjie nader kom kyk, sal julle sien, ek het kwaai gegym. Ek het 2-3 ouens gehad wat saam met my gegym het, en ek kyk nou vir Aiden, want hy's kwaai in daai besigheid. Maar ek was kwaai in dit gewees, ons sou die Saterdag sou ons 'n kompetisie gedoen het op Sekunda, en moet nou asseblief nie vir my lag nie, hoor. Moenie vir my lag nie, maar ons moes elkeen so 'n lekker swembroekie aangehad het, wat nou nie my aard is nie, ek is nie baie lief daarvoor nie, maar ek moes so 'n ou swembroekie dingetjie aantrek, wat maar baie skraps was, en met hierdie ou swembroekie moes ek nou daar in Sekunda, hier by Graceland, moes ek nou gaan pose het, om vir die ouens te wys hoe groot en hoe mooi is my spiere. Nou, ons het geoefen, ons maak reg daarvoor. Ons gaan goed, die donderdag, die Saterdag gaan ons nou daar optree. En weet julle wat is die liedjie wat ek op sou gepause het? Simply the Best van Tina Turner. So as julle weer kom kuier, sal ek my hemp vir julle uittrek, hoor. Maar weet jy wat gebeur, my broer en suster? Ek was so, kom ek sê so, ek het iewers op 'n stadium het ek by die gym getrou en ek het my vrou vergeet. Ek het by haar verby geloop. Ek het in die aand van die werk afgekom, en dan stop ek by die gym, en dan vanaand 8:30, dan gaan ek eers huis toe. My vrou gemis. En alhoewel die Here met my gepraat het, het ek my hart verhard. Ek het die Here gemis. Misleiding het ingekom. Ek het oopgemaak vir misleiding. Misleiding het ingekom. En weet julle ouens, daar is my vrou, sy kan getuig vir wat ek sê. Die donderdag aand doen ons die laaste oefeninge, want Saterdag gaan ons nou pause, ons gaan nou optree, weet nie wat om te verwag nie, maar ons doen die laaste oefeninge, en toe ek daai een barbel so optel, toe breek my arm, hierso, soos 'n breek my arm, en daar is ek heeltemal buite aksie, en ek kan nie gaan pause nie, Simply the Best is Kubai. En weet julle wat, seker vir 2 jaar kon ek met hierdie arm, ek kon skaars my toolbox optel met hierdie arm, want die ligamente het geskeur en my arm het gebreek. So die Here het die pyn toegelaat, die Here het die seer toegelaat, die Here het hierdie sleg wat met my gebeur het toegelaat. Hoekom? Kan ek dit nou bely vanoggend voor jou, nee? En onthou nou, ek maak nou my hart vir jou oop, nee, moet my nou nie kwaadlik neem nie. Hoekom het die Here dit toegelaat? Om my ore oop te maak. Om my ore oop te maak. So my broer en suster, die Here werk tot ons. En as ek weer hierdie teksvers kan quoteer, hy open ons ore deur baie keer ons deur hierdie verdrukking te laat gaan. Deur baie keer ons te laat gaan deur hierdie moeilike tye. Maar ek het 2 dinge wat ek wil noem vanmôre en dan maak ons klaar daarmee. Ek het 2 goedjies. En die eerste ding wat ek wil noem, wat moet ek en jy doen as ons hierdie pyn ervaar wat die Here tot ons werk? Want die Here werk tot ons sodat hy deur ons kan werk. Hy werk tot ons sodat hy in ons kan werk, sodat hy deur ons kan werk. Wat moet ek en jy doen wanneer hierdie tot ons so 'n bietjie pynlik is en nie lekker is nie? Kan ek 2 dinge noem vanoggend deur vir jou dit te sê, my broer en suster. Eerste ding, nommer 1, en onthou dit. En ek wil jou in jou oë kyk vir my oë asseblief. Kyk vir my oë, want ek weet hier sit mense vanoggend hier wat voel dis hoe dit is. Maar kan ek nommer 1 vir jou sê? Pyn wat jy en ek ervaar, is nie God se manier om jou te straf nie. Dis nie God se manier om jou te straf nie. God laat nie pyn toe om jou en my te straf nie. Inteendeel, baie keer verstaan ons dit so, dat die Here het hierdie ding oor my pad nou gebring, omdat ek hier dit gemis het, of omdat ek dit gedoen het. Kan ek vanoggend vir jou sê, God werk nie so nie. Die Bybel sê vir ons in Romeine 2 vers 4, en as daar nou net 1 teksversie is wat jy vanoggend onthou, van al hierdie hele paar teksversies, dan is dit hierdie ene wat ek wil hê jy moet onthou. Romeine 2 vers 4, die Here sê, hoor wat sê hy? Hy sê, die Here sê, dit is die goedheid van God, wat ons tot bekering lei. Dis nie sy straf, en sy pyn nie. So wanneer ek en jy deur hierdie pyn gaan, wanneer God tot ons werk, moenie dit sien
as God wat jou straf nie. Ek het 'n ma gehad en my ma het baie keer het sy gesê vir ons, my kinders, verklaar God regverdig. Moenie dit voor God se deur lê nie. Moenie sê dit is God wat dit aan jou doen nie. Moenie die Here beskuldig en hom diskrediteer nie, maar dis nie hy wat dit doen nie. Hy straf jou nie daardeur nie. Hy laat dit toe, sodat jou en my ore kan oopgaan, ja. Maar hy kom nie om jou en my te straf nie. Hoe kan ek dit noem vanoggend? Hoe kan ek dit sê vanoggend, my broer en suster? My pa is, en ek het dit nou al baie gesê, en asseblief moet my nou nie jammer kry nie, ek sê dit ter illustrasie ook. My pa Swart, is oorlede op die 3de Junie 1962. Ek is gebore op die 4de April 1962. Ek was 3 maande oud toe my pa dood. Nie meer 'n pa nie. Op daai stadium het my ma 5 kinders gehad wat sy moes grootmaak. Die oudste kind was 14, my sussie was 12 en so het ons afgekom tot by my. Ek was 3 maande oud gewees toe my pa dood is. In 'n treinongeluk net die ander kant Volkshuis. Dit was in 1962. Jy moet my nou nie jammer kry nie, ek is oor dit, julle hoor, ek is fine met dit. Ek gebruik dit vir 'n illustrasie vanoggend. Maar weet jy, ek het so baie jare, het ek gestruggle en gesukkel met hierdie ding. Die Here het my pa weggevat. Die Here het my pa van my weggevat. Die tyd waar ek 'n pa in my lewe die nodigste gehad het die Here my pa weggevat. My ma is weer getroud in 1966 met 'n wonderlike pa wat ons toe nog verder groot gemaak het. Maar my pa Swart, aan die Swartse se kant, is gone. Vir 5 jaar het ek sonder 'n pa groot geword. En ouens, was dit nie lekker nie. So baie jare het ek die Here kwaadlik geneem. So baie jare het ek die Here aangekla, hom skuldig verklaar. Want hoe kan 'n God van liefde wat is sy doel daarmee? Wat is God se doel daarmee? Om my pa weg te vat? Dis vrae wat hier in my gemoed opgekom het. En weet jy my broer en suster, vandag, alhoewel ek iemand mis wat ek nooit geken het nie, vandag kan ek hier voor jou staan deur vir jou te sê, in die hele proses het ek geleer om God my Vader te maak. In die hele proses het ek geleer om na die Here toe te gaan en te sê, Here, leer my. In die hele proses het ek geleer om na die Here toe te gaan om vir die Here te vra vir voorsiening. In die hele proses het ek na die Here toe gegaan as ek nie petrolgeld het nie. In die hele proses het ek na die Here toe gegaan en gesê, Here, ek kort 'n rand of 2 vir petrol. In die hele proses het ek geleer om my nood voor sy voete te kom neerlê. In die hele proses sien ek God, nie as my pa nie, want dit is 'n aardse persoon, as my Vader. Die hele proses het ek geleer. So hoekom het die Here die pyn in my lewe toegelaat, sodat hy tot my gewerk het om sekere dinge in my te werk en deur my te werk. Vandag gebruik die Here my om mense te help wat deur daardie selfde prosesse gaan. So my broer en suster, moet nooit die pyn wat jy beleef, dit voor die deur van die Here gaan lê nie. Moet hom nie beskuldig nie. Dit is nie sy manier om jou te straf nie. Ek maak klaar vanoggend met 'n laaste gedagte. Kan ek dit vir jou sê, my broer en suster, en dit is hierdie een woord. En dit is so baie mooi en so eenvoudig. Wanneer daar pyn is wat ek en jy belewe, en kom aan julle ouens, ons almal het dit al ervaar, ons almal het dit al beleef. Wanneer ons hierdie goedjies beleef wat ons pad langs kom. Vertrou God wanneer jy nie verstaan nie. Terwyl ek in die week bid, toe kom dit tot my hierdie gedagte. Net omdat jy dit nie verstaan nie, beteken nie dis verkeerd nie. Net omdat jy dit nie verstaan nie, beteken nie dis verkeerd nie. So ek wil afsluit met hierdie laaste punt. My broer en suster, vertrou God wanneer jy nie verstaan nie. Ek as kind het dit nie verstaan nie. Maar ek het geleer oor die jare heen om die Here te vertrou en na hom toe te hardloop en te sê, Here, U sal my nooit vergeet en my nooit verlaat nie. U is altyd daar om my op te tel, U is altyd daar om my te bemoedig. Ek wil 'n paar teksversies noem vanoggend en daar's 6 dingetjies wat ek sien in Job se lewe. Ek het deur die boek van Job gewerk met hierdie gedagte, want Job is seker ons grootste voorbeeld van 'n man wat pyn beleef het. 'n Man wat ervaar het dat harde dinge op sy pad gekom het. En nie net sommer nie, maar harde dinge op sy pad gekom het. En hy was 'n kandidaat gewees om vir die Here te beskuldig. Hy was 'n kandidaat gewees om die Here te diskrediteer.
Maar tog kom die Here en werk sekere dinge in hom, omdat hy God toegelaat het om hierdie pyn, hierdie lelik wat met hom gebeur het, te gebruik om tot hom te werk. En kom nou Job en hy verklaar die Here regverdig en hy sê vir die Here, Here, ek gaan U nog steeds vertrou midde in hierdie ding. Ek weet nie of jy geweet het nie, maar iewers op 'n stadium sê Job se vrou vir hom, vloek God en sterf. En Job sê vir haar, jy redeneer soos 'n dwaas. Ek sal God nie vloek nie. In daai stadium is sy kinders en sy beeste en sy kamele en sy skape en alles is weggevat op daai stadium. En sy vrou sê vir hom, vloek God, en hy sê, jy verstaan nie mooi nie. Jy misverstaan God. En Job kom, en as jy die hele boek van Job deurlees, en ek gaan dit net so opsom, in Job 10 vers 12 sê Job met sy eie woorde, hy sê, God is goed en liefdevol, 'n man wat pyn beleef het. In Job 19 vers 25 sê die Bybel, die Here sal my red. Hoekom? Want Job se vertroue is in die Here. In Job 23 vers 10 kom die Bybel en hy sê, dat God is bewus van elke detail waardeur jy gaan. Daar's niks wat God mis in jou lewe nie. You will never catch God by surprise. En dan sê Job 23 vers 14, dat God het nog steeds 'n plan. En onthou, hier beweeg ons nou al 'n bietjie aan in die boek van Job. Hy het al hierdie goed al verloor, hy sit daar op die ashoope, hy krap sy sere met borrelstukke, krap hy en hy juk en hy's nie gesond nie. En hier kom hy, in Job 23 vers 14, hy sê, God het 'n plan. God het 'n plan. Kan ek vir jou sê, my broer en suster, as daar dinge is wat jy beleef vandag, en in hierdie tydperk, God het 'n plan met dit. Moenie God diskrediteer nie. In Job 34 vers 13, kom Job en hy sê hierdie woorde, hy sê, God is in beheer. God is in beheer. Halleluja. God is in beheer. En dan sluit hy af in die laaste hoofstuk van Job, hoofstuk 42 vers 2. Dan verklaar Job hierdie woorde nadat hy herstel is, nadat hy verlos is, nadat hy vry is. Kom hy en hy uiter hierdie woorde. God is almagtig. Nadat hy al hierdie goedjies verloor het. En kan ek dit opsom vanmôre deur te sê, toe Job hierdie pyn beleef, toe hy hierdie stikkend beleef, toe hy hierdie seer beleef, toe hy hierdie dinge beleef, daai manier wat die Here toelaat, wat hy tot ons werk, om karakter in ons te bou, om ons ore oop te kry, om ons te kry dat ons vir hom sal luister, kom Job en hy sê, Here, U is almagtig, Here, U is in beheer, U sal ek steeds loof, U sal ek steeds prys. Ouens, kan ek opsom vanoggend? Kan ek klaarmaak vanoggend? Deur vir jou te sê, God laat nie pyn toe in jou lewe om jou te straf nie. Kan ek 'n amen kry op dit? God laat nie pyn toe om jou te straf nie. Verklaar God regverdig. Moet nooit 'n vinger vir die Here wys nie. Moenie vir hom 'n vinger wys nie, want die oomblik as jy vinger wys, is jy op 'n misleidende pad. Tel jou kop op. Moenie moed verloor nie. Die Here sal jou vergeld. Hy sal jou beloon, want hy is almagtig en hy is in beheer. Kan jy asseblief saam met my staan? Kan jy by my kom staan asseblief, my vrou? Ek weet nie of die boodskap vir jou ietsie beteken nie. Miskien dalk gaan jy deur 'n tydjie op hierdie stadium van jou lewe. Miskien is daar pyn wat jy beleef, miskien is daar 'n tekort. Ek weet nie, ons ken mekaar voor die kop, maar nie in die krop nie. Maar ek wil vanoggend vir jou bid en vir die Here vra dat hy vir jou sal help en jou deur sal dra. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons U naam kan verheerlik. Dankie Here vir oomblikke soos hierdie, dat ons in U teenwoordigheid kan staan. En Here, ons wil vanoggend wil ons U al die lof en al die eer gee, want U kom dit toe. Dankie dat ons U kinders is, Here, en dit nie eers deur ons eie toedoen nie. Ja, ek verstaan daar was 'n punt in ons lewe waar ons harte vir U gegee het, en sodoende het ons kinders van die Here geword. En ek verstaan dit. Maar Here, dit is deur U genade dat ons gered is. Dis deur U genade, Here, dat ons kan sê ons is Christene, ons is kind van God. Maar Here, die feit dat ons kind van die Here is, beteken nie dat ons nie tye van swaar kry, tye van pyn, tye van lyding beleef nie. Here, die feit dat ons kinders van God is, beteken nie dat die ou duiwel nie vir ons slaggate grou en ons somtyds daarin trap nie. Here, ek bid vanoggend vir ons as mens, vir myself en ook vir U pragtige gemeente. Here, dat U vir ons sal help, o Here, dat wanneer ons nou in hierdie slag gaan trap,
Wanneer die ou vyand pyn gebruik om ons te karnuffel en ons van die spoor af te bring, wil ek bid, Here, dat U vir ons sal help, dat ons U nooit skuldig sal verklaar. Here, dat ons nooit sal sien, dit is U manier om ons te straf nie, maar dat ons altyd sal vashou aan Hom wat ons sal red. En ons gee al die eer daarvoor. Vader, ek en my vrou staan vanoggend hier, en ons trek ons hande uit in die naam van Jesus, en ons seën vandag ons gemeente. Ons seën ons gemeente, Here, met voorspoed en met oorvloed. Here, ons seën ons gemeente met geestelike groei. Here, ek seën ons gemeente vandag, dat daar karakter in hulle harte ingebou sal word. Here, dat hulle sterk sal word, dat hulle bene sal sterk word, sodat wanneer die aanslag kom, dat hulle sal staande bly, tot eer van U lieflike naam. En ons sê vir U so baie dankie daarvoor, Here, in die naam van Jesus. Amen, amen. Baie dankie, jy kan my sitplekke neem. Dankie julle ouens, ek waardeer. Ek wil net 'n laaste ding noem, en dit is die 22ste November, het ons 'n mannedag. Dit is 3:00 die middag, en as jy nou nog nie 'n kaartjie gekoop het nie, gaan jy lose. Jy gaan regtig uitmis, want daai dag gaan daar pap en sous en sosaties en wors, gaan ons braai en ons gaan dit vir julle gee. Dit kos wel R100 vir 'n kaartjie. So asseblief, as jy 'n man raakloop, gryp hom 'n bietjie aan sy nek en sê vir hom hy moet 'n kaartjie koop, en ons kom by, want daai dag gaan ons 'n groot dag hê. Ons het 'n spesiale ouetjie wat vir ons gaan kom praat, en ek wil nou nie te veel uitlaat op dit nie, maar die 22ste November, 3:00 die middag, al die manne, asseblief, as jy nie 'n kaartjie het nie, ek het kaartjies hier so by my, so kry sommer 'n kaartjie, dan het jy hom, en dan kan ons dit so doen. Alles reg so. Dan 'n laaste ding wat ek wil noem, my broer en suster, as jy mooi vir my hoor, ek wil vra dat ons vir Dominee Jan van die EG Kerk sal bid. Gister is hy in vir 'n hartomleiding operasie, en ek dink hy's om 9:00 die oggend is hy ingestoot, en hier soos op die aand se kant het Lise my laat weet dat hy uit die teater is en dat hy in ICU is, en dat hy nou besig is om aan te sterk, dan nou ook daar. So kan ek vra dat ons vir Dominee Jan sal bid, en dit sommer nou doen. Is dit reg so? Kan ons dit doen? Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie dat ons nie net op die verbygaan vir Dominee Jan wil bid nie, maar dat ons dit sal doen, Here God, tot eer van die lieflike naam, elke oomblik. Dat dit nie net 'n geleentheid sal wees nie, maar dat dit konstant sal wees om U te eer, Here. Ons bid vandag vir hom, Vader, daar waar hy in ICU is, vra ek dat U sy hand sal vashou, dat U hom sal genees. Ja, ek weet, Here, ons is dankbaar vir die dokters. Dankie vir wat hulle gedoen het, Here. Maar ek wil bid dat die proses van genesing nou net bespoedig sal word, tot eer van die lieflike naam. Ek bid vir Lise ook, Here, wat aan sy sy staan. Ek bid vir hulle gemeente, Here, hier in Standerton. Ons vra dat hulle gemeente sal sterk staan, tot eer van die lieflike naam. En ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie. Staan net weer saam met my asseblief, my broer en suster. Dankie. Ek en Rita gaan agtertoe gaan voordat julle uitstap. Ek en Rita wil uitstap en daar agter vir julle gaan wag. So gee ons net 'n kans. Maar voordat julle uitstap, doen my 'n guns asseblief. Draai net na die ou toe langs jou en sê vir hom Kobaai asseblief. Dankie.